duidelik vir my wat die beteken van ek moet nie 'n karkas word nie. Hy sê 'n karkas as hy bewerk word al die binnegoed uitgehaal. Hy sê, nou sit jy om 'n rukkie, dat hy met hand voor die vleis bewerk. Hy sê, maar as jy op te lang in die son los, dan kry hy reën. Hy sê, baie van die broers en die susters in die gemeente word aangestel om iets vir die Here te doen. Hy sê, dit is nie net die mense wat aangestel word, nie die mense wat in die bank gewik sit. Hy sê, hulle kom mooi gekleed, met baadjies, en die broeke en mooi klere, maar na 'n rukkie is hy net 'n karkas. So moenie 'n karkas word nie. En ek vanoggend hierdie woord vir jou gee, in Romeine 12, vers 11, hy sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig in die gees, dien die Here. As ons vanoggend hier is, en jy kom, en daar's beproewing vir jou pad, as 'n toets wat jy deurgaan, dan volg jy sê, is jy op die regte pad, is jy op die regte plek, kom met ywering vanoggend, kom met verwagting, sodat elke sonnagoggend, elke sonnaand aand wees, dat jy opkom met verwagting om te weet, jy is hier om te ontvang. Ons is hier om die naam van die Here te loof, en te prys en groot te maak. En hy is hier, as eregas. Maar ek dink nie die Here wil hier voor staan, en sien en ons sy naam loof en prys en groot maak, dat jy maar net staan, met jou hand op die bout. Gee alles vir die Here, want hy gee sy alles vir ons. So ek wil vra dat ons staan, ons wil open met gebed, en dan kom ons lekker saam sit. Ons sê ons Vader, Here, dankie vir die godsvoorreg wat ons bied vanoggend, om die naam kan loof en prys en groot maak. Here, U alleen is waardig om geloof geprys te word. Bid Here vir pastoor, die woord vir ons sal bring, en die woorde van sy mond, die wat van sy hart, ek bid dat wel behaaglik vir U sal wees, berg ons die faktorie die kruis, vir onvrede en orkes te sal lei in die poortjies, Here. Ons is hier om die naam kan loof en prys en groot maak vir wie U is, en waar U in staat is. Al die lof, al die eer kom met jou tyd en kosbare bloed neem, oorzaak ons gees, siel en liggaam my gebed in Jesus naam. Ons almal sê, amen.
Hallelujah. Praise God, give God His Praise God, He's got His hands on me.
Hallelujah. Yes, Lord, we will besides this one. Yes, we are to open in your song, son. Yes, we are to open. The Lord besides this one in your song, son. We are not some song to carry your own song open. Like God, I don't need this God of the Lord, the festival. Go back to study. Because the Lord is nice to Lord. Hallelujah. Dank Jezus. Dank je, Heer. Dank je, Schoot, Heer.
Sing jy uit volle bors vanoggend en weet, because he lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Lees nie daar staan, I cannot nie. It's because he lives, I can face tomorrow. Ons sing saam. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he owns the future. And life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth
Sy wonderbare. Kom ons verheerlik die Here. Kom ons prys sy naam. Wonderbaar is Jesus se bloed. Halleluja. Kom ons verheerlik die Here because he lives. I can face tomorrow because he lives. I can all fear this world. Praise die Here. Glorie te God. Kom ons verheerlik die Here. Kom ons maak sy naam groot gemaak. Vader, in hierdie plek, laat ons erken dat hy is die enigste bron van lewe. Kom ons verheerlik hom. Kom ons sê dank die Here dat hy 'n lewe voorsien vir my. Laat groot sy naam. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Al die lof en die eer van Jesus. Halleluja. Oh, prys sy naam. Halleluja. Wil kry om nie vir ons dit weer een keer sing nie asseblief. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, behold the future, and life is worth the living from, because he lives, because he lives. I am faithful, Lord, because he lives. All fear is gone, because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Hallelujah. Prys sy naam. Dank die Here vir die geleentheid waar ons die naam van die Here kan kom groot maak. Waar het gaan alles oor Jesus vanoggend. Want dit gaan net oor U en dankie dat U ons herinner deur hierdie kosbare lied. Want U is nog steeds die voorsiener van my huis, Here. Dankie dat U die voorsiener is, Here, in elke omstandigheid waarin ons is. Here, ek bid dat hierdie boodskap, dat hierdie lied, Here,
klanke sal slaan in ons harte, dat ons nie sal vergeet van die groot weldaad nie, maar dat ons sal vertrou op die Here met alles wat in ons is. Ons gee al die lof en die eer, dat ons weet U is in beheer. Al die eer kom na Jesus toe. Ons prys die wonderbare naam. Ons verheerlik die naam volgens in die plek van aanbidding, die plek waarheen ons kan kom om die naam van die Here groot te maak. Ons verheerlik die naam, mag die Here die eer ontvang volgens in die plek van aanbidding. Ek met die seën van die Here, met elke broeder af in Jesus naam. Al die lof en die eer in Jesus naam. Amen en amen. U mag die sitplek neem. Prys die Here. Dis so lekker om kerk te doen. Dis so lekker om die Here te dien. Stem jy saam met my? Amen. Dit moet jy baie seker volg. Die wêreld moet jou nie onderdruk, die broeder en suster, hy moet jou uitlig. Dis wanneer ons as kinders van die Here moet skyn. Ons liggies moet helder skyn. Mag die Here julle seën in hierdie diens van vanoggend. En ek wil vir julle sê, as jy nie was gestraan het, het jy gemis. Hierdie mis van die beeste nie, het gemis. Dit was iets besonders. Ek sê vir oom Marius vanoggend, hy sê nogal die prediker met hom gepreek, ek wil vir julle sê, hy het met my gepraat. Hy het met ons elke een gepraat, ek dink ons kan elke iets uitvat. En ek kan nie sy boodskap praat vanoggend nie, maar ek herinner aan 'n paar goedjies wat ek moes aan van werk gestaan. Dis wat so lekker is om die Here te kan dien. Dis lekker om die Here te dien, want weet jy wat herinner jou aan jou goedjies waar jy moet regmaak. Weet jy wat is vir my so kosbaar vir ons as Pinkstermense? Die Here herinner ons, die Heilige Gees lei jou en sê vir jou, maak reg jou lewe met die Here. Ja, ek voel die salwing van die Here hierso. Prys die Here, net voordat ek begin met die, dat ek dit sê, anders gaan ek dit nooit sê nie. Ek wil vir julle welkom sê in die huis van die Here. Elke een. Anton, jy en jou seun, baie welkom weer hierso. Nou julle weet waar julle huis is. Julle hoef nie terug te gaan, julle kan bly as julle moet. Maar as julle nie moet, jy moet julle gaan. Dieselfde met elke broer en suster wat hier is. Piet se seun wat hier ook by ons kuier, wat van gister af hier kuier. My broeder wat daar so sit, jou naam vergeet. Maar dank die Here vir elke een wat hier vandag is. As ek jou maar sien, vergewe my. Dis maar net 'n mens, ek sien almal raak nie. Prys die Here. Maar vandag het ek vir 'n woord vir u. Voordat ek die woord moet bring, moet ek gou vir iets 'n gedeelte vir iets vertel. Baie jare terug, ek hoor hy nie kous so bietjie. Baie jare terug, kom daar is daar tentbediening. Ek is nie seker wat se tentbediening dit was hier in Amerika en dit was 'n groot ding gewees daai jare. Ek weet nie of julle al 'n tentbedieninge by tentopkoms was nie. Dit is ongelooflik lekker om by so 'n plek op te stap, dat jy voel so met die krag van die Here wat plek. En later begin ons dit maar wegval, maar ons net daaroor praat. Wat ek hier wil sê is, in daai jare toe daag daar 2 seuns op, 2 jong manne, want hulle wil kom hoor wat preek hierdie prediker. En terwyl hulle daar opdaag, sien hulle die plek is leeg. Skies vol, daar is nie plek vir hulle 2 nie. En die prediker sien hulle draai om en sê, wag, ek het vir julle plek, draai om, kom vorentoe. En hy kry vir hulle plek heel voor in die kerk. En terwyl hulle daar so sit, het een van hulle harte lewe vir die Here gegee, daai aand. En hy was Billy Graham. En Billy Graham was 'n groot prediker gewees in sy tyd, maar daar was ook iets wat baie mense min raak sien. Hy het ook geval, maar na sy val het hy ook opgestaan. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nog geval het in jou lewe, daar gaan 'n tyd kom wat jy weer gaan opstaan. Ek herinner baie keer die mense daaraan en ek wil vir jou vandag ook sê,
Die Bybel leer ons, val jy dan moet jy weer opstaan, want jy moet nie bly lê nie. Ek wil jou vandag herinner daaraan, as jy geval het, staan op. Moenie dat die vyand jou onderhou nie, want die vyand is net hier om jou onder te hou. Hy is net hier om jou te verneder. Maar die Here kom en hy herstel jou. Dit gaan jou op wat kos. Dit gaan jou iets kos om dit te kan regmaak. Maar ek wil jou herinner daaraan vandag. Die Here is nooit te laat nie. God is never late. Ek sê altyd, he's mighty slow but never late. Hoor julle wat ek sê? Ek sê my baie lekker. Ek wil my afval. Ons klink soos die Prys die Here. Ek klink nie beter. Maar ek hou ook nie in julle ore nie. Wat ek vir julle vandag wil sê, voor ek op my woord uitkom, jy moet onthou. Die kerk is daar sodat hy ons die roes kan afval. Ja, daar's iets fout. Maar julle gaan my moet verdra. Die vyand is nie gelukkig wat aangaan nie. Ek het al gisterand agtergekom toe ons in die kerk instap. En jy miskien wil alles nie reg werk en orde kom nie. Maar weet jy wat is die beste? Die Here se naam gaan altyd daar wees. Hierdie woord wat ons uitlees gaan altyd daar wees. Ek wil vir jou vandag sê, die vyand kan maak wat hy wil, dit gaan nooit verdwyn nie. Dit maak nie saak nie, wat hy doen nie. Die krag van die Here gaan altyd daar wees. Siekes gaan altyd daar wees. Maar weet jy wat gaan altyd daar ook wees? Die Here. Die Here gaan ons oplig vandag. Ek wil vir julle sê, julle moet saam met my werk volgend. Ek gaan aan tot julle begin saam werk. Vandag gaan ek nie ophou nie. Ek wil vir jou vandag sê, ek wil hê jy moet in die vuur kom van die Here. Weet jy wat is die lekkerste gedeelte? Wanneer jy in daai vuur inloop van die Heilige Gees en jy kan nie meer dit keer nie. Dis soos daai liedjie wat sê dit borrel in my, want ek is so bly, want Jesus het my lief. Weet jy wat is dit? Dan sing daai liedjie, want sy liefde so groot. Het my gered van die dood. Het hy jou vandag gered uit die dood uit? Hy het my uit die dood uit gered. Ek dink ons elkeen kan hier vandag sê, die Here het vir ons 'n beheerlik gemaak in ons lewe al. Kom ons prys die Here vir ons. Kom ons onthou. Die woord van die Here is die waarheid en dit sal altyd die waarheid bly. Daar is niks wat ek en jy gaan doen om dit te verander nie. Nadat hierdie kerk nie gaan wees nie, gaan ek vir nog steeds sê, die Here se woord gaan nog steeds aangaan. Ek en jy gaan dalk nie môre wees nie, die woord van die Here gaan nog steeds aangaan. Dit gaan nie stop sit nie. Sy woord sal tot in ewigheid die waarheid bly. Hierdie is nie net nog 'n woordeboek nie. Hierdie is nie net 'n boekie wat ons kan lees nie. Ag, ek wil dit vir julle sê vandag. As jy verveeld is, en jy weet nie wat om te doen nie, lees die woord. Weet jy wat jou antwoord lê hierin geskrywe? Daar is niks wat een van julle nie deur kan gaan, wat hierdie woord nie al opgeteken het nie. Hoor wat ek vir jou sê volgend. Ons moet begin terugkom by die woord van God. Ons moet begin terugkom by sy gesalfheid, sy gesalfde woord, sy salwing. Weet jy wat is die lekkerste, wanneer die Heilige Gees het vir jou oopmaak. Ek het met 'n jong mens baie jare terug gewerk, en ek weet of ek het al gepreek het, maar ek wil dit vandag vir jou sê. Ek staan eendag saam met haar, en sy sê vir my, hoe lees ek die Bybel? En ek sê vir jy lees dit, en dan vra jy vir die Heilige Gees, om dit oop te maak vir jou. Daai kind is nog steeds op die pad, maar weet jy wat staan vir my uit van haar? Sy is in 'n donker plek in haar lewe gewees. Hoekom noem ek dit? Ek moet die vra die Here. Jy sit hier met 'n vraag vandag. Jy sit hier vandag, want jy sit in die situasie vandag, waar jy nie weet waar jy is vandag nie. Jy kom hier so vandag en jy het gesê, Here, dit kan dalk die laaste diens wees wat ek wil bywoon. Ek is nie meer lus vir hierdie kerkspeelery nie. Luister my broer en suster, hier is die kerk speel nie.
Ons is hier besig met 'n lewende God. Ons is hier besig met 'n lewendige vyand. En hy kom net om te versit en te slaan en te verwoes. Maar die woord is die waarheid. Jy is kosbaar. Jy is kosbaar in die oë van die Here. Moenie 'n einde maak omdat jy gedink het dit is nou verby nie. Hierdie woord gaan altyd daar wees. Ons moet ons pad die hemel op toe bou. En al ons kan doen is ons moet bly in die woord van God. Ons moet begin werk in die woord van God. Ons moet begin uitleef in die woord van God. Weet jy wat is die lekkerste? As mense kom en sê, ek ken nie die Here nie. Ek het vandag iets baie gevaarliks gesê vanoggend. En ek wil dit vir jou vandag gesê wat jy sit vanoggend. Daar gaan baie inkom. Onbekeerde persone. En hulle gaan die Here begin dien. En wanneer hulle die Here aanneem, gaan hulle hardloop. Dan ons wat al 30, 40 jaar in die kerk is, gaan terugsit en sê, wat van hier aan? En dan voor ons oë uitvee, maak daai ou hemel en ons maak die hel. Maar weet jy wat is die verskil? Daai ou van het, hy skep moed. Hy skep, hoe sê ons altyd, hulle skep pap wanneer dit reën. Hulle skep dit. Jy moet dit skep vanoggend. Jy moet dit vat vanoggend. Ek wil vir jou sê, maak reg jou hart met die Here. Maak reg, maak seker dat jy is op die pad wat die Here wil hê jy moet wees. Maak seker jy is waar die Here wil hê jy moet wandel. Weet jy wat is die probleem vandag? Dan kyk hoe leeg is die kerke vandag. Waar is die mense? Hulle is nie by die kerke nie. Hulle sit by die huis. Kyk TV. Want TV het lekker geword. Dis gemakliker. Dis hoekom hulle op Sondagoggend in die kerk is nie. Of Sondagaand in die kerk is nie. Hulle wil nie kerk toe kom nie want hulle weet. Hier praat ons oor sondes. Hier haal ons dit uit. Ek wil vir jou sê, ek haal nie vandag jou sondes hier uit nie. Maar ek gaan vir jou vandag sê, daar gaan 'n tyd kom, dat die Here ons weer gaan oprig, om die woord te kan aanhaal, en te kan uithaal. Daar was 'n tyd gewees, dat ons instap in die kerk, sonder kwaad gevoelens, want ons is te bang, ons sondes word geopenbaar. Terwyl dit hier my kop gaan, en ek het niks gesê, ek hoef vir niemand dit sê nie. Met daai persone sê hier vanoggend nie. Maar ek stap dan na 'n oomblik in die kerk en daai persoon stap in en ek weet waar sy gedagtes is. En ek dink, Here, wat moet ek nou doen? Want die mensdom het so lafhartig geraak in hulle self om te sê, jy mag nie meer vir die persoon profeteer nie, want hy gaan hof toe hardloop, om jou uit te haal want jy het sy sondes openbaar. Broer en suster, die kerk is gemaak daarop. Hierdie plek is die plek van genesing. Hierdie plek is waar ons moet gesond word. Dit is die hospitaal, die geestelike hospitaal en ook die vleeslike hospitaal. Ons moet begin terugkom by dit waar die Here dit openbaar. Weet jy wat ek wil vir jou sê? Ek het daar gesit gestaan. Die woord het met my gepraat. As ek met jou gepraat het, en weet jy wat, baie van julle het uitgestap gestaan, en jy dink ek, Here, die woord praat met ons. Die gehoorsaamheid is daar. Nou is die stap by jou. Wat gaan jy doen nadat jy die gehoorsaamheid aanvaar het? Gaan jy bly met dit, of gaan jy sê, ag, weet jy wat, ek gaan huis toe. Dis lekker by die huis. Niemand weet my nie. Niemand worry oor my. Niemand weet van my sondes nie. Niemand weet ek sê ek begin die huis nie. Weet jy wat ek ook vir sê? Ek sê nou ook uit van die wêreld. Maar ek wys ook wanneer ek in die wêreld instap, ek is nie soos hulle nie. Die kerk moet begin terugkom by sy volheid. Weet jy wat maak ons anders in die kerk? Ons leef anders as die wêreld. Jy kan nie in die wêreld in die kerk wees en leef soos die wêreld nie. Dit gaan nie die banke vol kry nie. Ek kan jou waarborg. Ek kan met my hand op die Bybel sit en vir jou sê, ek beloof jou, dit gaan nie gebeur nie. Maar weet jy wat? Jy moet verander. Hier moet iets gebeur hier binne. Ek werk met iemand
in die week, 'n nuwe bekeerling. Weet jy wat is my lekker? Daai persoon vat wat ek vir hom sê. Benny sy vat dit, jy kan dit nie glo nie. Weet jy wat is die lekkerste van dit? Nadat ek klaar gepraat het, praat sy nie van wat vir my sondes is nie, wat van my sonde nie. Sy weet, die sonde het die Here weggevat. Sy weet, sy moet 'n pad maak. Weet jy, sy stap in, en die oomblik toe sy met my praat oor 'n boodskap, en vanoggend ook, toe besef ek, Here, jy het hierdie vrou verander. Jy het haar heeltemal verander. Wie het dit gedoen? Die Here alleen. Ek wil vir jouself so terugkom in daai gewoonte, dat wanneer jy in sonde lewe, jy dit jou pla om reg te maak. Nie een van ons hier wat hier sit, is sondevry nie. Maar dit kos ons iets. Dit kos jou om daai sondes weg te maak, anders gaan jy die hemel maak nie. Ek wil jou herinner daaraan vandag. Maak altyd seker, jou lewe is reg voor die Here. Maak seker daarvan. Hoekom noem ek dit? Ek praat bietjie my woord vooruit, maar ek wil vir julle sê vandag, my boodskap is eintlik gelouter deur die Heilige Gees. Weet jy wat doen ons kerke nie meer nie? Ons word nie meer gelouter. Weet jy wat gebeur met goud? Goud met al daai roes, al daai, ek het ooit goud gesien. Ek het in die myn gewerk en ek het al 'n paar keer gesien lyk goud. Nou goud lyk swart as hulle dit uithaal. Ek kon dit nooit verstaan nie. Maar dit is soos daar nou die goud gedek is met hierdie, en ek kon dit nou sê soos die roes en alles in die onder die grond is. En dit bedek hierdie goud. So hierdie goud het waarde aan. Maar net wanneer die goud skoon gemaak word, kan hierdie roes, sal ek sê, afval. Ek wil vandag vir jou dit sê, en ek gaan dit baie sê nou vandag vir jou. Die roes moet afkom. Dat ons weer terug kan kom waar die Here ons wil gebruik. Baie jare terug, wat ek dit so sê, toe ek jong was, toe is ons kerk toe, en die krag van die Here werk in my plek. Ek het gesien hoe dryf hulle duiwels uit. Ek het gesien hoe mense, as ek gehoor mense die dood uit opstaan, hoe kankers afval van hulle, verval kanker uit te wyre op bid vir mense. Ek het gesien hoe mense sy gekromde hande weer reg trek. Hoe seer wat seer is gesond word. Hoe mense se liggaamsdele teruggroei. Dit is hoe kerk was. Dit is hoe die kerk was al die jare. En toe maak ons dit gemaklik. En 'n paar jaar terug, toe stap ek in by 'n kerkdiens, en ek sal dit nie vergeet, die stap ek daarin. Maar die pastoor het almal uitgenooi, maar net sekere dae ons op. En daai aand sal ek nie vergeet nie. Kerk is vol mense. Ek sit daar en die evangelis begin bedien. En iets slag my hart. Hy raak nie aan die Bybel loop hy so die hele tyd. En hy begin bedien uit die woord van God uit. En hy naderhand toe begin die Here op sy hart lê, en hy begin so tussen die banke die Here bedien. En hy staan terug en hulle maak die vloer oop en hulle begin bid vir mense. En hulle bid vir mense om in tale te praat. En hulle bid vir mense om gesond te word. En al hierdie goedjies begin in plek val. En ek staan daar. En met skaamte moet ek sê vandag julle, toe staan ek daar te voel ek, Here, ek is geroes. Ek ken al hierdie goed. Wat het van my geword? Wat het van die kerk geword? Hoekom is ons nie waar ons moet wees nie? Hoekom staan ons nie op ons staanplekke nie? Want jy sien, die wêreld het gemaklik gemaak vir ons. Wat sê hulle, die wet het dit gemaklik gemaak. Ons kom kerk toe om ons gewete te sis. Ons kom kerk toe om gemaklik te wees, want as ek hier kan toe kom, dan die Here het met my gepraat oor my sondes vanoggend nie. Ek gaan huis toe, ek voel gemaklik. Ons voel baie keer so, ek was ook daar, broer en suster. Ek is nie kwyt geskel van dit nie. Weet jy, die herinner jou eers aan jou sondes. Jou duiwel. Dan sê hy vir jou, jy het dit gemaak. Hy het dit nie raak gesien nie.
Voel jy alright? Ja, ek voel alright. So, ek maak dit vandag. Ek is op my pad hemel toe. Maar min weet ons, daai roes begin op jou sit. Die roes kom sit soos mos hier op ons dakke sit. Sit die mos so op ons lewe. Dit sit so vas op ons. Ons lyk al soos hoe moet ek nou sê, ons loop ons gebiegel waggel soos die roes op ons is. Want ons moet net balanseer dat niemand sê daar is fout nie. Ons probeer ons lewe reglewe dat almal kan sien ek is alright. Maar jy is nie alright nie. Ek is nie alright nie. Want weet jy wat daai roes begin jou bedek? Niemand sien meer dit nie. Weet jy wat ons sing altyd, as hy weer kom, kom haal hy sy parels. Sy parels, sy vrye parels. Jy ken ons daai sonskoolliedjie. Maar hoe gaan hy die parels ophaal as hy nie eens kan sien waar is die parels nie? As dit bedek is die roes en mop nie. Broer en suster, ons moet by 'n plek kom waar ons die Here weer begin eers stel in ons lewe. Ek wil vir julle sê, dit is nie wat ek wil gepreek het volgende nie, maar dit is wat die Here gesê het ek moet sê volgende. Jy het nie ingestap met 'n probleem. Jy kan nie uitstap en sê, Here, ek is alright nie. En ek wil dit vir jou sê, ek gaan aanhou tot jy dit begin herken. Tot jy herken daar is fout, maak reg jou lewe met die Here. Dis al wat ons gemaak het, ons heel maak. Ek het iets baie gevaarliks gelees hierdie week. Dan gaan dit nie vir jou kan kry dadelik, maar ek wil vir jou sê. Ek kyk in die woord van God, nou die Ou Testament, het hulle met bokkies en duwe en skapies en beeste geoffer. Vir hoe groot jou sondes was, hoe klein jou sondes was, moes jy jou sonde gegee vir die priester, en die priester moes dit gaan opoffer het vir jou. Hy moes dit sny, hy moes bloed laat val, en hy moes dit daar brand. En dan was jou sonde nou vergewe. Baie maklik. So ek wil vir jou vra vanoggend wat jy is. Sê op jou hart as jy al in sonde was, of is in sonde. Right, so julle weet waarvan ek praat nou. So beteken, ek praat hier met die regte mense. En dan praat ek myself ook. In die ou dae was dit maklik gewees. Die Bybelse tyd, kom ons sê die Bybelse tyd, was dit baie maklik gewees. Jy kon jou duifie vat vir jou sondes, en dit was 'n offer, en nou is ek alright. Nou kan ek aangaan by die Here. Toe kom Jesus en hy stel vir ons aan die kruis, nou het hy die keuse by ons. Wat ek hier volgende sê, jy moet by die Here uitkom en sê, Here, ek vra vergifnis vir my sondes. Want jy het ons vir my een keer gesterf. Hy het nie nog 'n tweede of 'n derde maal nie. Hy het vir al ons sondes, al ons oortredinge. Dit kos ons om elke dag by die Here te kom en te sê, Here, vergewe my sondes. Weet jy wat is die grootste ding wat die duiwel haat van jou en my as kind van die Here? As jy kom die oggend en sê, Here, vergewe my. Ek het nie my broer opgetel vir kerk vanoggend nie. Ek het eintlik net verbygery. Vergewe my daarvoor. Dan Dinsdag kom jy, dan sê ek, Here, vergewe my. Toe my broer daar gestaan met sy kar langs die pad, en die stroom trek daar by die kar uit, toe ry ek net verby, want ek is haastig. So gaan dit aan, elke dag vra ons verander om goedjies wat ons weer verkeerd is, vra ons van son, vergewe my. Maar wanneer jy dit nie doen nie, dan staan jy eintlik, moet ek ook vir jou sê, oordeel teenoor jouself. Dan vra mense, hoe gaan ek die hemel maak? En ek hou baie van dit, ek noem dit baie vir julle, en ek wil weer sê. Ek hou van daai storie, daai heel eerste fliek wat hulle gemaak het, FBI. Die pastoor staan hier, die kerk is leeg, en hy staan hier, en hy sê, why, oh Lord, why me? I preach the word, day and night to them, repent, but I'm left behind. Ek wil vir jou sê, jou lewe moet reg wees voor God.
elke oomblik van die dag. Nie net op 'n Sondag nie. Sondag gaan nie reg nie, broer en suster. My goeie werkies wat ek doen vir die gemeenskap, gaan my nie reg nie. Die gemeenskap werk wat ek doen om mense kos te gee, gaan nie hulle my nie reg nie. Geld gee vir my broer Frank, gaan nie my reg nie. Wat my gaan red is as ek lewe vir die Here en my lewe reg lewe in God se oë. Maak reg jou hart met God. Ek wil gou iets vir julle lees van goud. Nou hierdie, verskoon as ek die woorde verkeerd sê, goud Iranium vir dagbreek glans. Die smelter by die smelter by ongeveer 1064 grade. Dis hoe ver goud moet gaan om verbrand te word. En dit kook ongeveer 2856 grade. Goud is egter baie sag en word dikwels geleer, saamgesmelt tot 'n stof wat 'n leer of 'n alloy genoem word om harder te maak. Die suiwerheid van goud word gewoonlik in karat gemeet en 24 karat word algemeen as suiwer geag. Ek wil vir jou vandag sê, suiwer. Die Heilige Gees is hier vandag om jou te suiwer vir die Here. Die Heilige Gees is ons gegee om ons te reinig te maak, rein te maak sodat ons voor God rein kan wees. Ons is almal sondaars, maar dit gaan ons 'n proses kos. Hou aan, ek lees weer verder. Suiwer goud is die mees smeersbare, reukbare metaal wat van al die bekende metale. Dit kan gehamer word tot 'n dikte van ongeveer 1/100ste van 'n millimeter en 30 gram goud kan uitgerek word tot 'n goudraad met die lengte van 100 kilometer. Goud is 'n goeie geleier van elektrisiteit en warmte. Dit het die derde hoogste geleiding formule na silwer en koper. Amper alle elektroniese verbruikstelsels bevat 'n klein gedeelte goud wat noodsaaklik is vir die doeltreffende funksie van hierdie toestelle. Beide die mikroskrywe, die kontakpunte van 'n motor se ABS-stelsel gevind word, bevat goud. So ook bevat die elektroniese herstelwerke wat in beheer van die opblaas van 'n motor se ligsakke. Goud word gebruik om kanker te behandel. Watersuiwingsprosesse. Goud word ook gebruik vir die ruimtetuig venstertjies, die venstertjies vir die ruimtetuig. Ja? Sodat hulle reg in die son kan sien. Want in die ruimte kan jy nie sien in die son nie. Het jy al so gekyk vir die son? En hou jy jou oë so op die son. Dit maak jou oë seer. Nou hulle het goud begin gebruik. Toe hulle die eerste keer in die ruimte uitgegaan het, toe gebruik hulle goud skerpies soos ons sonbrille gebruik. Gebruik hulle hierdie as goud om hulle te weerkaansing sodat hulle nie hulle gesig, hulle oë kan verloor nie. Want as jy direk in die oë in die son kyk, kan jy jou oë beskadig. Jy kan blind word. Maar goud het hulle gebruik om dit te kan beskerm. Kan jy dink hoe erg is die Here oor goud? Sien jy wat beteken dit om gereinig te word? Die suiwering proses is om die roes af te haal. Hoekom goud, broer en suster? Want dit is hoe mense gemaak is. Ons is mos gemaak. Ons moet deur 'n reinigingsproses gaan. Die Here het ons uniek gemaak. Maar ek like dit. As ek fouteer, dan kom die Heilige Gees en sê vir my, François, jy het fout gemaak.
Maak reg. Sorry. Ek is jammer. Dis lekker om reg te maak. Because dis lekker om reg maak. Ek voel beter daarna. Ek onthou die ene dag toe moet ek dit reg maak. Weet jy wat is die lekkerste? Toe ek daar uitstap en voel ek, ek kan asemhaal. Wanneer jy nie kan asemhaal nie, sou jy nie mense kan vergewe nie. Wanneer jy kan reinig, die reinigingsproses aanvaar in jou lewe nie. Wat word hier gemis? 'n ewigheid is lang om sonder die Here te sterwe. Ek wil vir jou vanoggend sê, die ewigheid is lang sonder die Here. Ek wil hemel maak. En nie omdat ek goed voel oor myself nie. Omdat ek weet, die Here Jesus Christus is my enigste verlosser en saligmaker. En ek het hom nodig. Ek hoor die mooi woordjies hierdie week. Wat sou gebeur het as ons nie die Here in ons lewe gehad het nie? Jy's leeg. Hoor vir my, jy's leeg. Jy kan getuig vandag. Elke een wat hier sit vandag, kan getuig daarvan. Die dag toe jou hart en lewe vir die Here gee, toe voel het of daar iets warm binne is. En dit stiek aan die brand vir die werk van die Here. Dit maak nie saak wat hulle doen nie, ek voel beter. Ek voel ek is gered. Ek voel ek is op my pad hemel toe, want die Here is in my hart. Ons moet begin by daai punt uitkom, broer en suster, waar ons nie meer kyk na ons foute en na ander mense se foute nie. Ons moet begin kyk na wat ons wil hemel maak. Wil jy hemel maak? Ek wil hemel maak. Ja, van die grootste probleme wat ons as kinders van die Here het. Ons dink, die Here het nog nie gekom nie. Die mense wat baie ouer is as 50, en ek kan vir julle nou sê, ek hoor het van dat ek jonk is, hoor ek die koms van die Here is om die draai. Luister broer en suster, ek dink, ons is besig om te raak aan die koms van die Here. As jy gaan kyk wat in die wêreld aangaan, kyk wat in die regering aangaan, kyk wat hulle besig is om te beplan, dan is ons besig op die voorgronde daarvan. Die woord van God sê, die antichrist is besig om alles in plek te skuif. Hy is nog nie in plek nie, maar alles moet in plek val. Alles moet in plekjes val voordat hy sy vertoning kan opkom. Maar daar is iets wat ek wil hê vandag jy moet weet. 'n ewigheid sonder die Here is te lank vir ons om te sê, plaas ek wil net my hart vir die Here gegee het. Plaas ek net my hart reggemaak het teenoor my broeder wat ek so kwaad voor was. Maak reg jou hart vandag met die Here. Ek wil jou dit vandag ook sê. Ons ken hierdie ou gedeeltetjie van jou voeltjie wat sy berg, hulle sê as die voeltjie kom en hy sit op Tafelberg en hy stuur sy bekkie elke dag. En kom ons vat vir 'n oomblik, hy vat 100 jaar en om die berg af te bring. En 100 jaar is verby. Dan het hy nog nie aan die ewigheid geraak. Die woord van die Here sê, 'n dag by die Here is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 'n dag in die oë van die Here. Die Here slaap nie op sluimer soos ek en jy nie. Ons moet begin regkom, kinders van die Here. Ons moet begin terugkom in sy weë. Ek wil vir hierdie gedeelte lees. En daarmee gaan ek afsluit. En dan gaan ek jou die vraag vra. Ek wil vir julle die Engels lees in Openbaring. Openbaring 3 vers 15 sê, I know your record and what you are doing. You are neither cold or hot. Would that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither cold or hot, I will spew you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, I have grown wealthy, and I am need of nothing. And you are not realizing and understanding that you are reckless,
poor, blind, and naked. Therefore, I counsel you to purchase from me gold, refined and tasted by fire, that you might be truly wealthy, and with white clothes, with clothes that you are kept the shape of your unity from being seen, the salvage of putting on the eyes that may be seen. Those whom I dearly and tender I love, I tell you, faithful and convinced and reprove and casting, I discipline and instruct them. So instructed and in earnest and burning with zeal and repent, change your mind and attitude. Dis is die lekkerste gedeelte. Jy moet jou attitude verander. Verander jou gedagtes. Maak reg met die Here. Ons het nie baie tyd nie. Alles moet in plek kom in die wêreld, sodat die Here kan verheerlik word. Sy koms is om die draai, en ek wil dit vir jou sê, ek gaan dit aanhou sê tot hy gekom het. Niemand weet wanneer hy gaan kom het nie, wanneer hy gaan kom nie, maar ons moet ons lewe reg lewe. Maak jou hart reg met die Here. 'n Reinigingsproses begin by jou en my, waar die Heilige Gees met ons praat en sê, ek wil reg maak. Ek wil reg lewe, Here. Maak jou lewe reg. Ek wil jou vra vandag, en ek wil jou vra dat jy saam met my gaan staan. En ek kom by hierdie gedeelte wat ek die laaste deel sê. Romeine 15 vers 17 sê, ek het die rede daarom te roem in Christus, in die dinge aangaande God. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor hierdie kerk nie. Dit gaan nie oor die musiek nie. Dit gaan nie oor hoe mooi ons lyk nie. Dit gaan oor, is jou hart reg vanoggend met die Here? Is jy 'n suiwer instrument in die hand van die Here? Ek wil 'n instrument in sy hand wees. Maar om 'n instrument in sy hand kan wees, moet ek deur 'n reinigingsproses gaan. Daai oond wat 2800 grade raak, waar hy skroei wat jy my hoor nie. Vandag wil ek jou uitnooi. Kom koop wat nie kan gekoop word deur goud nie. Kom kry wat die Here vir jou gegee het. Ek en jy het die Here nodig. Ons het hom dieplik nodig. In hierdie laaste dae van hierdie moeilike tye is daar net een antwoord. Jesus Christus. Hy alleenlik kan jou help. Ek gaan die vra dat jy saam met my gaan staan. En ek gaan 'n gebed doen vir ons. En as jy wil weet hoekom wil ek almal laat staan vandag, vanoggend, wil ek vir jou sê, ons almal staan voor God verkeerd. Hierdie prediker het ook sonde. Ek moet ook by elke dag onderhou aan die woord van God, om ruim te kan lewe. Dit is nie net my werk nie. Dis u werk ook, om vandag reg te wees voor die Here. En ek wil bid vandag. En wanneer ek kan bid, gaan ek jou vra, as jy voel, jy kan nie meer nie. Daar waar jy in jou bank staan, sê vir die Here, Here, hier staan ek, sondaar voor u, maak my reg. Vergewe my sondes. Hemelse Vader, terwyl ons voor u staan, wil ek u dankie sê, dat u bloed ons gereinig het van al ons sondes. Here, ek weet, dit maak ons nie regverdig vir alles nie. Dit is nie regverdig hoe die wêreld dit sal sien nie. Maar wanneer ons by u kom, is u bloed regverdigmakend en krag en sterker as enige wapen wat teen ons gesmeer kan word. Here, ek vra dat u ons sal kom vergewe van ons sondes. Kom maak ons rein, was ons met u bloed. Dat ons rein kan wees voor u. Kom louter ons met daai vuur van die Heilige Gees,
Maak ons 'n suiwer instrument in U hande. Here, ek wil U dank, Here, dat ons die kans kry om soos Romeine sê, dat ons met ons harte en ons mond bely, dat U is getrou regverdig, en dat ons harte aan U behoort. Dan het U vir ons 'n plek, Here, wat voorberei is ons in die hemel. Dankie, Here, vir U voorbereiding. Dankie, Here, dat U die hemel voorberei vir ons. Ek dank U, Here, dat U my broers en my susters raak sien. Here, ons staan hier voor U. Louter ons met daai vuur, sodat ons suiwer kan word vandag. Want ons hier uitstap, dat ons sal weet, dat ons het reg maak met die wat teen ons verkeerd is. Dit wat ons verkeerd hanteer het, Here, maak ons reg vandag. As ons iemand skuld, Here, dat ons dit nie ons wil reg maak, want ek wil hemel maak, Here. Ek dank U, Here, daarvoor. Dank U, Here, vir U redding, Here, oor ons lewe uit. Dat U bloed, Here, dat die hemel vir ons daar is. Here, ek wil U dankie sê, dat ons naam nog steeds in die boek van die lewe is. Here, moet ons naam nie verwyder nie, want ons wil hemel maak. Ons wil ook saam met U kan woon, daar waar geen kwaad meer is nie, geen seer, hartseer is nie. Maar Here, begin met ons, dat ons reg sal wees voor U. Ek bly die bloed van Jesus oor elkeen, en ek dank U, Here, voor en ek bid die seën van die Here oor elkeen af in Jesus naam. Amen en amen. Lord, Here, U mag die sitplek weer verhoog. Ekskuus as ek nou so 'n bietjie opgebroke raak met die Engels, maar dit gebeur as jy ons nie meer Engels werk nie. Ons so gewoond ek werk met Engelse mense, nou dat ek weer werk met Engelse mense, nou kan ek self vir die dood mee. Maar ek wil vir u sê, kom ons maak 'n punt daarvan om by die Here uit te kom. Kom ons maak 'n punt daarvan om by sy woord en sy teenwoordigheid te bly. Ek wil net gou voordat ek oorgee vir Benny met die afkondigings, want ek gou 2 goedjies vir u noem. Eerstens is ons fondsinsameling wat in volgende maand moet begin. Ek sal vir u blaadjies uitdeel as jy ons gaan help met fondsinsameling. Daar's die blaaie op 'n nommer wees, sodat die mense nie dit valslik kan gebruik. Ek weet daar's baie keer mense wat kom en sê, ons soek 'n donasie en dan is dit eintlik vir 'n eie sak. Hierdie is nie vir my sak nie. Die brief gaan so opgetrek wees en hy gaan gestempel, ek het nie my stempelbrief nie, maar hy word gestempel en dan kan jy hom saamvat. Hierdie gaan vir ons nuwe matte vir die kerk. Hoor julle, dis vir die kerk. Die Fransjoes is sak nie. En iemand sal 'n beheer wees daarvan, ek het nog iemand in beheer gesit, en met die persoon sal dan sal weet as die fondse inbetaal word, ons het klaar 'n spaarplan op ons rekening gaan oopmaak, soos ons dieselfde rekening betaal, en dan gaan ons dit oorsit in die spaarrekening, sodat die persoon wat dan boek gaan hou daarvan, dit kan met julle deel. Die persoon sal in die gemeente dit met julle deel, soos wat ons aangaan. Ek vra nie, kom ondersteun hierdie saak. Weet jy wat, ons kort is elke persoon, ek praat nie van julle nie, ek praat van mense wat relasies gegee. Onthou, julle gaan die briewe uitdeel, so ek verwag nie van jou af om die relasie eers te gee. Julle moet eintlik ons wees wat laaste in skakel. Want hoe werk dit? Dis hoe ons 'n fondsinsameling werk. Jy gee nie, alle ouens moet gee. Hulle moet sien wie die kerk is. Hulle moet sien wat er verander in die kerk. So, R360 'n vierkante meter is nie baie nie. Nou dit is die matte van die bidkamer af reg deur tot daar agter tot by die saal. Die moederskamer ook ingesluit. En ek wil vir jy sê, ons kort regtig matte. Maar ek vra jou nie uit jou eie sak uit nie. Kom ons kry eers die mense, maar daar's baie mense daar buite wat bereid is om te gee vir die kerk. Ek wil nie jou arm maak nie, ek wil jou iets leer vandag. Weet jy wat is fout met hierdie prosperity preachers? Hulle kom net en sê, gee my jou geld. Jy sien niks gebeur dan nie. Ek vra jou, kom ons gaan haal dit daar buite.
nie jou sak leegmaak daarvoor. Ons gaan al die mense daar buite van die ouens is. Maar dit is wie ons het bereik vir die kerk. Julle is klaar hierso. So, as jy wil gee, dit is reg. Ons gaan nog steeds dieselfde bankrekeningnommer gebruik. Dit gaan regtig nie vir my sak gaan nie. Ek kan julle waarborg. Ek sê dit omdat daar soveel negativiteit in die wêreld daar is buite. Moet dit nie verkeerd verstaan nie. Ek hoop julle verstaan my baie mooi. Dit is regtig ons kort, ons moet 'n plan begin maak. Om hierdie plek mooi te maak. Dis die huis van die Here. In my huis wil ek dit mooi maak. Ek werk in my huis elke dag. Maar in die kerk wil ons ook mooi maak vir die mense. Vir julle. Want as julle hier kom, dan moet julle dit geniet. Dit gaan nie net oor my nie. As die plek mooi is, dan kan ons nou lekker kerk hou. Ek hou van 'n lekker kerk hou, waar dit lekker is. En waar die Here werk. En as die Here kan werk hierso deur hierdie fondsie saam, ek glo, die Here gaan ons help daarmee. Ons het daaroor gebid. En ek glo dit is die pad wat ons moet begin volg. So ons eerste projek gaan nie maklik wees. Ons gaan dan ander projekte aanpak, maar nou eers die maklik. So ja, baie dankie vir die geleentheid. Ek sal die briewe volgende week Sondag uitdeel vir die wat wil hê. Dit sal 'n nommer wees as jy by my kom kry. En dan moet jy nie vir 'n verkeerde idee gebruik nie. Want sorry, alles is daarop, so ek kan nie lieg daaroor nie. So ek weet wat dit vir u. Dan ander ding wat ek vir u wil doen is ons beplan die streek konferensie. Die streekkonferensie was altyd, as ek nie verkeerd is nie, was dit in die baai, dan was dit hier ook gewees. Is dit reg? Was dit al nie? Was dit ook nie? Okay, so ons beplan iets anders, dit kom nou eintlik van ons af, van my Karim af. Ek het nou net vir die bestuur net so vinnig, omdat ek dit vertrek het genoem. Ek weet of ek dit met die bestuur bespreek het nie. Ons beplan, in plaas daarvan om na die baai toe te gaan, of na hierdie kant toe te kom, en vir ons is dit maklik wees, vir julle is dit baie maklik wees. Maar die baai is so gevaarlik wees daar, om op en af te beweeg. En veral wanneer ons die aanddienste wil hou. Ek weet, ons het dit gisterand ook gesien. Die mense wil nie die aand uitkom, maar dit is gevaarlik. So ek kan nie kwaad wees vir die mense nie. Ek kan nie kwaad soos jy sê kom hier aand nie, want dit is gevaarlik. So ons het 'n idee, want ons idee is om 'n kamp te hou. 'n Kamp te hou en ons, op hierdie oomblik is ons beplanning, ons bid dat ons eerste datum sal oopgaan. Die is in September. Ons bid dat daai datum opgaan. Ek sal nie nou vir die datum gee nie, want ons bid nog eers dat daai datum gaan as ons alle broedere net wil skuif. Dan kan ons nou ingaan daar. Maar dit gaan jou R350 kos per persoon. Nou voor jy skrik, en voor jy jou asem wegslaan en hartaanval kry, dit is nie baie nie. Kan ek weer sê wat is baie? R1000 is baie. En moet jy op jou eie kos. As jy gaan uit eet, nou ek wil vir jou sê tussen my vrou en my 2 kinders. As ek moet Spur toe gaan vandag, en julle moet my help as ek reg is, ek glo, dit draai baie R1200 vir 4 mense. Jy kan gaan uit eet vir so baie geld. Ek gooi vir 'n hele naweek 'n kamp buitevoor. Die streekskamp. Dis slaapplek en eetkos ingesluit. Al wat jy moet saamvat is jou eetgerei. Nou ek vra jy, dink jy daaraan vir my? Laat weet my wat dink jy daarvan. Vir my dink ek sal dit baie ideaal wees, want as ons by alles, vir die kerk is dan by ons, as jy opstaan, eet ons lekker saam, en ons hou kerk, en dan kan jy weer gaan lê as jy wil lê, jy kan swem as jy wil swem, jy kan doen wat jy wil, ons sal iets reël, ons sal nog by dit kom by die reëlings, maar ek wil jy vra, dink daaraan, R350 per persoon is min. Dis niks. Ons het vir die mannekamp, hoeveel het ons betaal? Ook omtrent soveel. 700. 750 vir 2 weke. 700 vir 2 weke. Nee, ek sê seker.
vrou het na die kamp toe laas gegaan, was dit? Hoeveel wat julle totaal laas van 'n konferensie? R850. En dan het hulle kos en allerlei goed ingesit. Hierdie is baie naby. Ek gaan nie vir julle sê waar dit nou is. Ek kan dit seker maar gesê. Dis die Riverview Retreat. Dis hier naby ons. Ek sal vanaand die fotootjies opsit vir julle. En dan volgende week sal ek dit weer opsit. Dan kan julle aan dink. Broer en suster, ek wil vir jou sê, as jy nie vervoer het nie, is dit ook die beste ideale plek. Ek vat jou daar, jy is die hele naweek saam met ons en ek bring jou Sondag huis toe. Dit gaan jou net R350 kos. As jy nou wil spaar tot September toe behoort jy te maak. Dis nie baie nie. Want vir wie is dit? Dit is vir julle en vir my ook. Ek wil jou vra. Ek weet, broer en suster, ek bring hierdie versoek aan julle toe. Dink daaraan. Weet jy wat is die lekkerste? Ek wil vir jou sê, 'n konferensie waar die Here werk, waar ons ander mense oor preek, jy hoor nie net my nie, jy hoor nie net die streekvoorsitter om te preek, jy hoor ander mense bedien, en ons hou lekker saam kerk. Weet jy wat is lekker van kerk? Jy onthou wat jy gedoen het nog. Mense wat drink, kan nie onthou wat hulle gedoen het gister nie. Baie mense kom kerk toe na 'n Saterdag aand se gekuier by 'n braai. Ek kan nie eens onthou waaroor hulle gepraat het. Maar die kerk, jy nou broer en suster, ek nog onthou wat ek gestaan gepraat het met broeders. Want dit is hoe kerk werk, dis lekker. So dit gaan ons beplan het, dan is dit baie ideaal, dit is naby, julle weet self is baie naby. Weet hoe ver is dit? Dis nie ver is 2 kilos uit Dispatch. Weet jy wat is maklik? Hey, julle almal kan gaan. Ek weet so julle almal gaan julle name opgee dan. Maar wanneer hulle op kom, dink daaraan, ek noem dit dit is R350 per persoon. Dis niks. Jy kan by die spur gaan eet en R1000 uitdaal en dis vir een aand. Ek gee jou hele naweek, Vrydag, Saterdag en Sondag. So dink daar. Ja, dis baie modern. Baie modern, dis baie netjies, baie opgegradeer. Ons was al daar. Jy kan gaan net vir dit. Daar's nie kerk, maar jy kan net vir dit. Yes. Baie net. Baie netjies. Broer en suster, ek het gaan kyk, jy kan Piet vra, ek en hy het gaan kyk daarna. Ek wil jy dit doen. Dink daaraan, kom terug na my toe. Ek dink dit sal wees goed, ekskuus. Dis 5 etes. Jy kan nie vir 5 etes R350 eet. Die laaste nie hier. Nou baie ons. 5 etes. Ekskuus. En slaapplek. Jy gaan nie beter kry nie. So almal is welkom daar. En dan nou net voordat ek nou vir Benny gee, jy gaan nie glo, daar is mense wat nou sal sê, maar ek is nie 'n mens nie. Ek kom net kerk toe en ek gaan huis toe. Broer en suster, daar is so 'n plek, jou kerk soms as jy gaan in jou kamer toe. Dan het jy nog steeds dit geniet. Alright, dit is vir almal ook, dit is vir buitekant ook oop. Wil dit net genoem het vir julle. Alright, Benny, dit is jou beurt. Ek het dit nog. So baie dankie. As die Here se wil is my saamkamp. Ek het respek vir sê julle los julle klippe by die huis. Ek is net maak, ek probeer dit saam as ek julle terug. Los julle klippe by die huis. Mag jy elkeen sê dat ons wat afloop vir die week. Konferensie Vrydag 4 September, Sondag 6 September. Ons het nou by die kamp, en die ons en samen, was dit speel vir my afgekondig nie, behalwe Woensdag. Ons sisters bidden is gesluit, maar die gemeente bidden gaan aansê. So as ek het geleende vir al die mans en die vrouwens, so vanaf ek weet het nog nie te aandraai nie, maar ek het so 3 naweke terug, ek het Cecilia en Anja by my, en sy het daar iets van optel in die dorp. Dus ek by die huis kom, dus ons weg. En ek kan nergens onder myself bring. En ek los myself van buiten,
die sandbed en ons loop ek op na voor. En ons het groot vlakke kon ek gaan bal speel. Die sien wat terugkom. Die sien die ek is ook die deur staan op myself en daar. En sy ding natuurlik die wegraap. Die tweede ding is daai boodskap is saam met die biddy. So die biddy vir almal is oop. Vrydag is ons leerdiens gesluit. Sondagoggend ons leerdiens is aan. Vrydag om 7:00 is ek reg? 7:00. En dan Sondag skool is gesluit, so die kinders op vakansie. Maar ek staan vir die ouers aangemoedig om op saam met die kinders. Om op Sondag vir die kinders saam, sodat hulle nie na 3 of 4 weke dan sukkel ons weer om daar agter te kry nie. So kom op ouers, kom op saam met die kinders. Ons oggenddiens dan weer hier, ons aanddiens om 7:00 vanaand kom op. Altyd gesien het tyd in die woord van die Here. Ons verjaarsdag, Marnus Strydom, 1 Julie van ons restaurant. Mag die Here julle seën. Elkeen verjaar. Weet julle is lief, waardeer julle, trots op julle. Kom ons staan en ons sê ons af. Excuse me, but I can say it. Nie hart om julle laat bekerk dit weet nie. Dis baie goed nou. Baie goed. Mag ek miskien net iets sê oor die Woensdag aan? Verlede week was ons 6 mense. Ek kan julle nie beskryf wat vir ons gehad. Dankie. Frankie is ek reg. Amen. Ons het 'n diens gehad uit die hemel. Amen. Dit was 6 mense. Dankie. Kom op eers kom. Julle het gemis. Skoolvakansie nou so as nie enige verskoning. Ons Vader, dankie vir die God voorreg ons gehad het vanoggend in die naam van die Here Jesus. U alleen is waardig om geprys te word. Hierdie dag onbekend vir ons Here, maar ons weet dit waar jy staan. Seën elkeen wat vanoggend hier voor my staan. Dat ek ja gesê het ons afgee, dat ryklik sal seën. Grond wie sal verbreek. Die hand altyd vir ons sal wees. Almal van die wêreld vir ons afweer, so geen snap ons sal tref nie. Met die kosbare bloed wat ons gekies in hulle naam, ons u wil is dat ons weer naam op die stendheid 5 uur in mekaar sal kom. In die naam van die prys en groot maak wat die is. Alle lof, alle eer kom u toe, ons wil Jesus kosbare naam, die volk sê, Amen.